welkom by vanaand se aanbieding van die middelpunt van Christelike liefde. En vanaand is ons in 1 Johannes 3, maar ook so 'n bietjie in die Ou Testament in Deuteronomium. Maar kom ons lees eers net 1 Johannes 3 vanaf vers 16 tot 18. En die woord van God sê as volg: Hieraan het ons die liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewens vir ons broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broer sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat ons weer u woord kan open en weer kan gesels daaroor. Ons vra u om dit te seën en met my te wees en my kalm te maak, my te help om u woord oor te bring. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek dink om 'n Christen te wees beteken dat die Engelse praat van 'n counterculture, 'n anderste kultuur as wat ons in die wêreld kry, 'n kultuur wat opstroom gaan in die wêreld. En God roep ons dan tot iets anderste. Hy roep ons tot 'n gemeenskap wat anderste is as die wêreld. 'n Gemeenskap wat omgee vir die wat die minste, die laaste en verlore is. Hulle wat kwesbaar is. God roep ons om met hulle te assosieer. Maar voordat ons daar kom ons kyk net eers bietjie in die Ou Testament na God se opdragte rondom hierdie mense wat kwesbaar is. En daarom lees ek gou vir ons 'n paar verse in Deuteronomium. Deuteronomium 10 vers 17 tot 18 gee God vir die volk van God net voordat hulle die beloofde land ingaan, die volgende opdrag. Om die waarheid te sê, vanaf Deuteronomium 19 en 11 is dit God se instruksie vir wat dit gaan vat vir die volk om suksesvol en gelukkig in die beloofde land te wees. Dan in Deuteronomium 10 vers 17 sê dit: want die Here julle God is 'n God van die gode. En die Here van die Here, 'n groote, magtige en gedigte God. Julle geluister, hoe beskryf Moses God daar? As hierdie magtige en gedigte, hy is die God van alle gode. Die Here van alle Here, daar is niemand groter as hy nie. Die magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie. Nou wat doen hierdie gedigte en magtige God? Wat reg verskaf aan die wees en die wederwees. En die vreemdelinge liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, wat julle was vreemdelinge in Egipte land. Daar was 'n tyd in ons lewe wat ons ook vreemdelinge was. En God, hierdie almagtige God, die skepper van die hemel en aarde, en ook die God wat sy lewe kom uitgiet het vir ons op die kruis, assosieer dan met die minderbevoorregte, die kwesbare, die waarvoor die gemeenskap so dikwels op neerkyk. En daarom sê ek weer eens, God roep ons tot 'n ander kultuur. 'n Kultuur wat anders is as die kulture rondom ons. Ons wat nie neerkyk op ander nie. Maar ons wat besef dat ons ook eens vreemdelinge in Egipte was. Ons wat besef dat God assosieer met die minste. En daarom het ons gesien in Jesus se lewe op aarde, dat dit was die armes en die weduwees en die hulpelose wat om Jesus gedrom het. Dit was by hulle wat hy aan die tafel gesit het, die sondaar, saam met hulle geëet het. Dit was hy wat vir die man daar by die skaapspoort genesing gebring het. Dis hy wat die blindes se oë geopen het
en die krepeles laat loop het. Die wat malaats was en een kant uitgegooi was, genees het. Deuteronomium 24 vers 19 sê, as jy jou oes op die land insamel, en 'n gerf op die land vergeet, mag jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Vir die vreemdeling, die wees en die weduwees moet dit wees. Dat die Here jou God jou kan seën in al die werk van jou hande. As jy jou lywe afslaan, moet jy nie agter jou in die takke rondsoek nie. Vir die vreemdeling, die wees en die weduwees moet dit wees. As jy jou wingerd oes, moet jy agter jou skoon afoes nie. Vir die vreemdeling, die wees en die weduwees moet dit wees. En weer eens, net daardie herinnering. En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was in Egipte. Daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen. Ek wil net vir julle sê, hierdie opdrag van God is nie 'n opdrag wat vir ons redding bring nie. Maar is iets wat ons doen omdat ons gered is. Dis iets wat ons doen omdat ons in die voetspore van ons Heiland wandel. Daarom gee ons om vir diegene in ons midde wat swaar kry. Broers en susters wat deur ellende gaan, wat op daardie stadium of op hierdie stadium van hulle lewe 'n opdraande stryd het. Dis waartoe ons geroep is. Om daar te wees. Om hulle deel te maak, om te weet dat ons is deel van 'n liggaam waarvan Christus die hoof is. En wanneer dit swaar gaan met iemand, is dit iemand in ons eie liggaam wat swaar kry. Jeremia 22 vers 3, so spreek die Here. So spreek die Here. Doen reg en geregtigheid. Hoe doen ons dit, Here? Wat sien U as reg en geregtigheid? En red die beroofde uit die hand van die verdrukker. En doen geen skade, geen geweld aan vreemdelinge wees en weduwees nie. En vergiet nie onskuldige bloed in hierdie plek nie. Dis waarheen die Here ons roep. Nou gaan ons weer terug daarna 1 Johannes toe. En ons lees weer waar ons begin het. En ek wil vir julle sê, die rede hoekom daar welsynsinstansies in die wêreld is, maatskaplike instansies in die wêreld, is as gevolg van die Christendom. Die rede hoekom ons hospitale het wat sorg en mense versorg, is as gevolg van die Christendom. Die rede hoekom een broer vir 'n ander broer sal omgee, 'n broer wat die minste is as gevolg van dit wat God in hierdie wêreld verryk het. Ek lees dan weer Johannes se instruksie van die kenmerke van Christene. Hieraan het ons die liefde leer ken. Dat hy, dis nou Jesus, sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit. Daardie hart waar die liefde koester. Hoe bly die liefde van God in hom? Johannes sê, wanneer ek en u een sien wat deel is van die liggaam, die wees, die weduwees, die swak is, die wat op die wêreld neerkyk op, en ek en jy sluit ook ons hart toe vir hulle. Hy sê, dan is die liefde van God nie in hom nie. Hy sê, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met die daad en in die waarheid. My en jou gedrag en ons handeling moet getuig van die liefde wat ons in Christus ervaar. Mag ek en jy weet dat ons ook eens slawe in Egipte was. Mag ons besef dat die een wat geen skuld gehad het, gekom het in sy lewe vir jou en my afgelê het. En mag ons nie vergeet nie dat ons ook maar stikkend en gebroken en sondaars is. En daarom is ons nie beter as die ou wat dalk tans in ons midde
deur 'n moeilike tyd gaan nie. Ons is almal stikkende wesens wat geroep is om anderste te wees as die wêreld, om ander na genesing te bring. Kom ons lê. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons liefhet. Baie dankie dat U ons roep tot hierdie. Dankie dat U vir ons die geleentheid gee om anders as die wêreld te wees. Dat U ons roep om reg en regverdigheid te laat geskied aan diegene wat onderdruk word, diegene wat geboelie word, diegene wat verdruk word. Laat U ons ook help. Laat U in die woorde duidelik maak dat U ons ryklik sal seën wanneer ons hand uitreik. Nie omdat ons geseën wil word nie, maar omdat ons besef dat ons ook een slawe in Egipte was. Dat ons ook besef ons is geroep tot 'n liggaam van Christus met 'n hoë roeping en 'n hoë doel. Om dit wat U vir ons gedoen het, dit te doen. Wees met ons, liewe Here, en transformeer ons hart so. My gebed in Jesus naam.